Of is jy 'n muis? OK. Al die manne gaan vir my staande bly asseblief, as ek mag vra vir die wat moontlik is, na die openingslied en dan bid ons saam en vra ons die Here se seën op hierdie diens. Kom ons sing saam die openingslied, Loof o my siel. Loof o my siel, die almagtige koning ter Here. Loof o my siel vir die heil en die redding die Here. Loof almal saam, maak groot sy heilige naam. Loof hom die Heer aller Here. Loof o my siel, hom wat niks teen sy wil laat gebeur nie. Nooit stel sy halt as wieke ons onmagte leer nie. Hy wat behoed, alles beskik tot ons goed. Wie sal sy sorg nie bespier nie? Al die dames kan sit. Vra ek dat die manne sal staan. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons is so dankbaar om in die huis saam te kom en so naby aan Paasnaweek waar ons die opstanding en die kruisiging gaan herdenk. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie dat ons kan bid dat U Heilige Gees nou sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dat U hierso by my sal begin, Here, en dan van sitplek tot sitplek sal beweeg. En elkeen van ons sal trek na U kruis. En mag dit so wees, soos 'n ou koortjie sê, mag ons kom kniel by die kruis vanoggend. Soos U met ons praat. Ons bid dit alles in ons die heerlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil elke gebedsversoek van die gemeente voor U kom neerlê. U ken daardie versoeke, die beroep van 'n nuwe predikant, 'n leraar. Ons pleit by U Here voorsien. Ons is so afhanklik van U in daardie opset. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie. Ek gaan ons 'n versie saam lees. As jy die Bybel saamgebring het, kan jy blaai daar in Matteus 11. As jy nie 'n Bybel saamgebring het nie, kan jy gou langs 'n Christen gaan sit. Christene het gewoonlik Bybel. Julle jong mense, weet julle hoekom dra ons dasse hier voor? Ek weet nie hoekom die ooms in die banke dasse, weet julle hoekom ek 'n das dra? As dit benoud raak, 'n bietjie. Ja. Kom ons lees saam Matteus uit die heilige onfeilbare woord van die Here, Matteus 11. Ons gaan net 2 versies lees met die tema vanoggend en u moet nou verskoon liewe vriende, dis 'n gesinsdiens. As ons nou aanstoot neem, moenie worry, ek gaan saam met u aanstoot neem. Dit gaan oukei wees en saam gaan ons die Here se naam loof en prys met 'n storie oor iets baie ouliks. OK, Matteus 11 vers 28 en 29 en vers 30, ekskuus, ja. As dis in die Bybel, hoor. Moenie worry, jy kan maar luister, hoor. OK, Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Enige sielewenner moet hierdie vers ter harte kan ken. Dit is kosbaar. Wat sê hierdie teksvers? Wat sê julle? Jy sê as jy juk, dan moet jy krap, of wat? Weet julle wat sê juk? 'n Juk, né? As jy muskiet jou byt, dan is dit 'n juk. Dis 'n groot juk. Sorry. Ja, al die ou ooms, hulle krap, hulle wil vir ons verduidelik wat 'n juk is. 'n Juk het hulle op 2 osse gelaai. Nou, ek dink selfs van die ouer mense kan nie onthou wat 'n juk is nie, maar hulle sal onthou want hulle pa het vir hulle vertel. 'n Juk is iets wat jy op 'n os laai en dan sleep hy nou die ploeg, is ek reg? Dis 'n juk, né? So dis nie iets wat jy krap nie, dis iets wat hulle saam sleep. En Jesus sê, en hy het spesifiek hierso die Fariseëse gedagte gehad wat klomp swaar las op mense laai. Jy mag nie 2 tree gee op die Sabbat en jy mag nie dink nie, jy mag nie lag nie, jy mag nie spring nie, jy moet net so staan voor in die kerk. Want dis mos nou baie heilig om so te lyk, né?
Nee, blykbaar nie. Maar in elk geval, Jesus sê, my juk is sag en my las is lig. Het julle geweet, dit is wonderlik om Jesus te dien? Maar onvis, al die Christene vandag lyk so. Dit lyk asof hulle lanklaas cornflakes geëet het. Hulle is ja, nee, wel, dit is, hoef nie so te wees nie. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here, en ek sê weer, verbly jou. Nou ja, ek gaan 'n storie vertel van 'n dier, en hierdie dier is 'n donkie. Nou, ek weet ek het op 'n ander gemeentes hierdie storie vertel, maar ek is 95.2% seker ek het nog nie vertel nie. Eendag lank gelede was daar 'n donkie. En hierdie donkie het daar in Namibië, nou julle ken nou nie van Namibië nie, maar Namibië het vir Katatura. Katatura is so Soweto hierso, maar Katatura is rof, dis 'n rowwe plek jong. Daar sal by die kinders die honde, dit gaan rof daarso. Dis nie 'n springsgrappie nie, okay. En daarso in hierdie Katatura het daar 'n donkie gebly, wat met 'n stywe ketting om sy nek, was hy vas aan 'n paal gemaak, en die donkie daar gesit, hy het soos vandag se Christene gelyk. En hy het daar gesit, en weet jy, hierdie donkie was so, hy wil so graag speel en lekker goeders doen, hierdie donkie, maar hy het net daar gesoen. En eendag kom die man waar daar bly, en hy sê, donkie, as jy gaan stout wees, weet jy net een ding weet, want hy sien hierdie donkie wil nou begin speel, maar die donkie mag hy moet so lyk, né? Hy sê, donkie, as jy gaan stout wees, dan bel ek vir Boer Piet. Nou, julle ken nou nie vir Boer Piet nie, maar elke Jan Piet en Koos ken in Namibië vir Boer Piet. Boer Piet is 'n nare ou oom met sulke skewe tande en so skewe neus. Hy staan in drie verskillende rigtings sy neus. Moenie vra nie. Boer Piet is 'n rowwe oom. Hy het net so groot boepen soos 'n vis. En jy wil nie met hom Boer Piet se verkeerde kant kom nie. Spesiaal van sy neus, die verkeerde kant van sy neus, dan wil jy nie daar kom nie. Boer Piet is 'n verskriklike man. En donkie, hy skud sy kop amper sy mic val af. Jy kan nie glo nie. En donkie sit nou stil, hy sit nou met sy vinger, het 'n donkie 'n vinger? Ja. Luister, hierdie donkie het 'n, ja, hy het ook sy poot, okay. En hy sit so met sy poot op sy mond, hy mag nou nie speel nie, maar jy weet ons as jy lank sit, nee, en mamma het gesê, moet in die hoek sit, maar donkie het nou lank gesit, nou kyk hy rond, en hy begin toe, nou kyk hy vir die ketting, nou gisterand het hy Karate Kali gekyk, en hy kyk hierdie ketting so, en hy dink by homself, hoe gaan homself los, en hy maak sy bene los. Hy strek so 'n bietjie, want jy weet ons donkies skeer maklike vetjie. Okay, en hy maak so en Julle het nog nooit dit voor in 'n kerk gesien nie, né? Die kerkraad gaan my fire, julle moet nou pas op. En hy skop en ewe skielik breek hierdie ketting mos af. En daar's donkie vry en hy huppel en hy spring en ewe skielik is hy so bly en ewe skielik voel hy so koue arms om sy nek. En hierdie man klim op speed dial nommer 2. En hy bel en hy sê, Boer Piet! Nee, moet nie my dood maak, jy Boer Piet, ek jammer. Boer Piet is 'n stoute donkie. Sê hom kom haal, ek skenk hom vir jou. En dit was nie lank, die donkie was so bang nie. Sy vingers bewe so. Sy man, jy moet nou mooi verstaan die storie. Sy pote bewe, hy is so bang. Hy het al gehoor van Boer Piet en hoe Boer Piet al die diere slaan en niemand kan met Boer Piet saamlewe nie. Hy is so bang en hy het tog die ketting so half en hy sê asseblief Boer Piet moenie. En dit was nie lankie toe hoor hy 'n Ford F-150 bakkie. Luister, ek kon op 'n kooi die storie vertel sonder met asem te wees. Dis so F-150 klink, vra die ooms, hulle weet. Olie. En hy klim uit en hierdie donkie sit in die hoek van die jaar daar, so hy sê, moenie my vat nie. Maar Boer Piet gryp vir donkie in sy een poot en hy sleep hom. En hy gooi hom in die agterkant van die bakkie, sy kop tref sommer die railbar. Hy sê asseblief hoor jy my nie, Boer Piet maak die bakkie toe. En hy klim terug in sy bakkie. Sorry, is 'n kerk, okay. En daar ry Boer Piet vir kilometers en kilometers daar verby Otjiwarongo, Tawi draai regs, daar in Bondo Namakwa-land, wat nie eens Namakwa-land is nie, want dit is Wambo-land. Ek kom van Namibië af, ek moet dit weet, en hy kom daar so by 'n plaas, en so ver as wat jy kan kyk, is dit net gras en bome, daar is niemand naby nie, en Boer Piet kom, hy stop al, donkie sit daar agter in die bakkie, en hy sy duim, okay, sê,
En Boer Piet gryp vir donkie so uit die bakkie en hy gooi hom so laat hy daar trek en donkie staan nog so op en hy's bietjie gediscombobulate en hy wil nog weghardloop, hierso gryp Boer Piet hom aan die nek en hy sleep hom, jy sien net sulke 2 pootmerke soos donkie gesleep word. En Boer Piet vat hom daarso na sy stoorhuis toe. En daar by sy stoor vat Boer Piet net so groot, net so lank, 'n baie swaar, bloedrooi toolbox en hy sit dit op donkie se rug. Hy sê, donkie staan so. Hy sê, papa, ek het nog nooit so swaar gedra nie en hy staan daar. En Boer Piet vat 2 straps en hy maak die eerste een so styf vas. En die tweede een en die derde oor sy toe en hy maak nou donkie moet sy pens intrek want Jesus papa is hierdie is styf en hy so 'n bietjie lopsided want hierdie toolbox is bitter swaar. Elke ding en 2 dooie Engelsman is binne in hierdie toolbox. Jy kan nie glo nie. En donkie staan so en oral waar Boer Piet loop op sy plaas. Dan klap hy vir donkie. Dan haal hy die tools uit en maak hy die draad terug. Klap hy weer vir donkie, dan gooi hy die tools terug en dan stap hy weer aan. Oral waar Boer Piet gaan, maak hy goed reg en donkie het vir baie dae so rondgeloop met hierdie swaar las. Alweer Boer Piet. En donkie het so rondgesleep, jy weet soos ma wat vir jy met jou kamer skoon maak. Jou onderlip hang op die grond, hy sleep so sloot soos hy gaan. Die kameliesplank na die tyd is so rof. En in die aande, dan los Boer Piet vir donkie met daai swaar toolbox op sy rug. Soos Boer Piet daar so in sy huis gaan, bietjie drink en bietjie rof gaan daar binne. En donkie het altyd verlang net om weer los te kom en hy het begin voel hoe sny hierdie toolbox aan sy rug en hoe seer die toolbox hom maak, hierdie swaar toolbox. Sy rug het later so ge-arch back soos hy probeer net cope met hierdie swaar las. Eendag loop Boer Piet en donkie. En donkie se lip is alweer op die grond. En loop en hulle kom by 'n bos aan. En nie beskielik hoor hulle in die bos. En Boer Piet kyk vir donkie. En donkie kyk vir Boer Piet. Dit is al die groen, die Boer Piet kyk vir donkie. En Boer Piet al net so 'n lang haalgeweer hierso van donkie se kant af en hier begin donkie te tiptoe en Boer Piet stap hier in die bos in. En nie beskielik uit die bos spring net so 'n lang slang pof uit en hy byt vir Boer Piet in die gesig. Mos dood. Sorry, in kinderstories kan iemand eintlik nie dood, maar Boer Piet lê mos dood. Donkie skrik om boeglam, hy spring met die toolbox op sy rug net so hoog en hy staan so en kyk, daar gaan die slang weg en hy kom naby Boer Piet. Maar raai wat, Boer Piet mors dood. En donkie dink, wat nou? Wat gaan jy nou sien? Daar's Boer Piet dood. En ek dink, hy moet hulp kry, Boer Piet, miskien kan iemand hom nog, jy weet, hy het ook movies gekyk, hy weet, daar is Assassin's of wat ook al die Engelse woord is, en hy gaan daar klop aan die deur. Dink julle iemand kon saam met Boer Piet bly? Selfs die plaaswerkers het geloop na dag 2. Eerste dag was hulle geforseer om daar te wees. Niemand kon saam met Boer Piet bly nie. En donkie dink, wat gaan hy nou doen? Daar lê Boer Piet, hy kan hom nie begrawe nie, want hy het nie mos die vingers nie, julle wil mos nie vingers vir donkie gee in die storie nie. En hy dink, wat gaan hy nou doen? En hy kyk rond. En hy dink, voel hy ewe skielik ietsie op sy rug. Wat's op sy rug? Toolbox, amper vergeet ek nou heeltemal. En hy voel, en hy dink, wie kan hom losmaak van hierdie verskriklike las wat hy ronddra? En hy kyk so in die veld en hy dink, miskien as hy net 'n bietjie begin stap en hy vat 'n lekker laaste sluk water al by die watergat sonder water. En Namibië is al baie sulke watergat. En daar loop hy. In die doerte daar so in die veld en hy stap. Maar julle wil nie weet hoe swaar raak hierdie toolbox nie. Julle ken mos daai grappie van die oom wat die skaap gedraai het. Vir 20 km draai die skaap, toe sit hom op die weegskaal, toe weeg hy net 10 kg. Sy los hom bietjie daar so, hy gaan nou swaar word. Want hoe langer jy iets dra, hoe swaarder word hy, nee? Jesus, papa, en hy stap. En hy raak swaar. Jy gaan hy voel hierdie diep snymerke wat hierdie toolbox aan hom gedoen het. Tjot, dit raak rof. En hy stap. En hy gaan lees die toe in die boom en daar so tussen die gras. Sien hy, daar so 'n dier
besig om gras te eet. En hy kyk, maar hy sien onder hierdie dier is daar 'n dop of bo op hom. Wat se dier is dit? 'n Padda. Jy sê padda is die doppe waar jy vandaan kom. Wat se paddas is hier in Springs, vriende? Miskien 'n mampadda. 'n Skilpad, daar's hy. Dankie Choma, jy gesê nie vir jou was nie. Dan het ons van mampaddas vertel vandag. En daar is die skilpad. En donkie dink, maar hy is my kans, hy voel sy sê, skilpad! Skilpad! Ja, donkie. Donkie dink, skilpad weet nie hoe vinnig hierdie storie moet vertel word, hy is aan die kerkraad vir vis kwaad wees. En hy dink, skilpad, asseblief maak vinnig. Skilpad, ek het 3. Twee stripsies so met 'n verskriklike swart toolbox. Hy sê, skilpad, ek sien jy het lekker skerp bek daarso. Wil nie gou die strips het gou afbyt nie, man, as ek vry. Weet jy wat sê skilpad? Donkie, ek kan nie jou help met jou las nie. Want ek dra my eie las. Wat 'n las dra skilpad? Wat? 'n Padda? O, 'n dop! Ja, nee, donkie dink by homself, hy het 15 dae verloor vir hierdie skilpad wat so lank praat. En hy dink, ja, skilpad kan nie help nie, want hy dra sy eie dop. En donkie is so frustreerd, hy loop so my en hy stap my sommer kwaad. Maar soos hy kwaad is, begin hy ook moeg te raak. En die sweet begin te tap, as hy maar net 'n das gedraai het. En hy tap hierso by donkie se gesig af, en hy loop. En hy gaan lê weer so teen 'n boom, en hy voel hierso 'n skade weer. En daar hoog tussen die blare sien hy 'n dier. Met 'n leeu klim, wat? 'n dier met 'n lang nek. 'n Padda, né? Jy sal weer pad. 'n kameelperd. En daar hoog tussen die blare is kameelperd. Dis sy ore, okay? Dis nie sy hande nie. Kameelperd! Luister jy moet die storie mooi verstaan. Kameelperd! Kameelperd! Wat donkie nie geweet is, hierdie kameelperd is ingevoer uit Amerika uit. Donkey, I don't understand a word you're saying. Donkie dink, hy het laas Engels gepraat by graad 1 en hy kan net because and en jammer sê en voetsek. Hy dink is die enigste 5 woorde in Engels wat hy ken. En hy dink, Camels! Eyes are having a big problems. I have his big toolbox on my backs. Can you please help me? Ja man, hy kan Zulu praat met Engels. Donkey, I'm too high up here in the leaves. I can't help you down there. Julle en donkie. Hy is so kwaad. Hy verstaan nie mooi hierdie Engels wat hierdie man praat nie. Maar hy weet, hy dink hy's te goed vir hom, want hy's al hoog tussen die blare. Donkie is kwaad en hy dink, jou, wat is die Engelse woord? Voetsek jy man. En hy is kwaad. En hy stap, maar donkie is sommer kwaad. Skilpad kan hom nie help nie, want hy dra sy eie dop, en Amerikaanse kameelperd kan nie help nie, want hy is te hoog tussen die blare, hierdie camel horse. En hy stap. Soos jy, Vetvis vertel die storie. En hy stap en julle later kan hy nie meer nie, sy kniegies bewe so. En hy sak so in mekaar, en hy lê en hy dink, kan ek nie maar net dood gaan nie, want hier is te erg. Die toolbox maak my seer. En terwyl hy so sit en hy vee nie die sweet af, hoor hy daar so, verte hoor hy. Hey, dis die eerste keer wat julle nie para sê nie. En daar is ja, man para leeu. Daar agter by die boom op die 7de rugwervel lê daar 'n leeu. En hy maak sy tande skoon, want hy het nou net 'n zebra opgevreet, daar lê 'n arme zebra. Hy het vir 2 sekondes begrafnis gehou en daar dink donkie, wat gaan hy nou doen? En hy kyk so en daar lê leeu, maar sy pens is nie so groot van die zebra wat hy geëet het. En hy kyk so en daar is leeu besig om
Nee, miskien kan Leo my help. Leo het mos lekker skerp tande, né? Leo! 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 En iewes skielik, van hierdie boom staan die King of the Jungle op. Ja, en hy sien daar's 'n toolbox. En onder hierdie toolbox is 'n klein tingerige donkietjie. En hy dink, ja, gaan opvreet. En toe die leeu wil nader stap, toe sleep sy pens op die grond rond, hy kan nie nader kom nie. En hy sê, donkie, wat wil jy? Leeu, moet nie my opeet nie. Leeu, ek het 3 strips. Sorry, die kinders help my. En ek het 'n swaar toolbox op die rug. Leeu, wil jy nie gou net jou naels gebruik? Weet jy wat sê Leeu? Donkie! Sien hierdie skerp tande, donkie. Donkie! Sien hierdie naels. Jy beter wegkom voor ek jou opvreet. En donkie spring op en hy hardloop. Maar hy net so 10 tree gevee daar kaploeps. Val donkie in mekaar. En hy sit in 'n huil. Mis my mommy. En Leeu dink hy papa's môreoggend se ontbyt gesort. Donkie pops vir ontbyt. En Leeu gaan lê weer. En hier tussen die gras lê 'n toolbox en onder die toolbox 'n klein ou donkietjie. En hy huil so niemand wat my wil help nie. Skilpad dra sy eie dop, hy kan nie my help nie. Kaneelpers te hoog tussen die blare. En Leeu wil my net opvreet. En hy dink is daar iemand wat my kan help. En terwyl donkie so kniel en hy kan nie meer nie, sien hy daar in die verte stap 'n man verby. Wat fluit. Hy dink hy papa's het gesien 'n mens kan hallusineer, maar daar stap 'n man, hy fluit. En hy dink, maar hierdie man gaan verbystap. Ek moet hom uitroep, ek moet vir hom vra. En hy kyk so en hy sien die man so, en op die top van donkie se laaste bietjie energie wat hy gehad het, sy stem roep uit. En die man kyk rond en hy sien, daar deur is 'n rooi kolletjie. En die man kom nader gehardloop en hy sien, maar onder hierdie rooi kolletjie is daar 'n klein donkie. En die man kom so naby die donkie en hy sien die diep snymerke wat hierdie toolbox op donkie se rug gedoen het. En hy vryf so donkie se oor, hy sê, donkie, wil jy dat ek jou moet help? En die man staan op, en hy pluk net so 'n lang panga, en hy sê, donkie, en die man van die eerste strap, en die tweede strap, en die dankie dit vir my. En hierdie yslike bloedrooi swaar toolbox, warkar plops daar van donkie se rug af. En donkie staan so op. Hy kan nog voel die snymerke wat die toolbox gelos het. Maar hy voel, hy's af. Hy's vry. En donkie spring rond en hy kyk na hierdie vriendelike man wat hom gehelp het. En hierdie man sê, donkie, ek weet jy het seer gekry in verlede, maar jy's nou myne. Ek sal mooi na jou kyk. Okay, dis 'n baie antiklimatiese einde vir 'n storie. Kosbaar. Nou wat dink julle wil hom vis leer? Het julle gedink julle gaan kerk toe kom en donkies leer vandag? Eerste wetenskaplike feit oor 'n donkie. Nee. Weet julle oor 'n leeu, jette, skerpnaels, hè? Bly weg. Nou, het julle geweet dat ons is baie soos hierdie donkie. Wat se las dink julle dra ons rond? Hulle is klaar gered. Sonde, né? Wat dink julle doen hierdie las aan ons wat ons ronddra? My tannie Ret het my sweet gegee om te eet terwyl ek vir julle vra. Wat dink julle doen hierdie las? Wie het gesê sonde? My chommer het gesê sonde, bra. As hy sterkte, nie eet in die kerk nie. Nee, ek joke, moenie laat die kerk laat jou sien nie. Wat dink julle doen hierdie sonde las aan ons? Maak merke, wat se merke? Is nog steeds vuil merke. So jy sê Jesus doen 'n halwe werk as hy ons was, né? Okay. Toe maar, kom, vat hom net daar, ek laat wat jy dink. Die Teddy wil antwoord, Teddy? Jy kort 'n toolbox. Nou. Nee, volgens julle is dit mos ook 'n para. Okay.
Nou wat dink julle is hierdie merke wat sonde los op ons? Wat se merke dink julle is dit? So is die duiwel se skuld dat ek sonde doen. Dis die duiwel se skuld. So eendag as jy in die hemel staan, Here, dis die duiwel se skuld. Klink soos Eva, né? Here, is die man wat U vir my gegee het. Dis alles U skuld, Here. Dis ons eie skuld, né? Daar's hy, sweetie vir jou daarso. En net so hard probeer dat dis ons vir jou, daar's hy. Okay. Ja. Ja, sonde los 'n diep merk. Nou wie dink julle is Boer Piet soos? Die duiwel van die kinderbybel, ja. Boer Piet los, hy is 'n slawedrywer. Het julle geweet, Jesus het vir die Fariseërs gesê, julle die duiwel is julle vader. As jy nog nie vir Jesus aangeneem het nie, is ons net soos onder Boer Piet en ons dra hierdie swaar las. Maar nou soek ons hulp, né? Soos wie dink julle is die skilpad? Ek weet ek lyk stadig. Die skilpad is soos ons maatjies. Weet jy wat baie mense doen? Hulle probeer, miskien as ek meer maatjies maak, sal dit my laat goed voel. Kan maatjies my sonde wegvat? Hoekom? Hoekom kan skilpad nie my gees? Hulle dra hulle eie los. Kan iemand met sonde iemand anders se sonde wegvat? Dan kom ons by kameelperd. Kameelperd is soos die dominee of die sendeling wat Sondag vir julle kom preek. En alhoewel ons nou nie hopelik so Amerikaans is soos kameelperd nie, voel dit baie keer, julle, is toe haai toe kan baie. Hulle is mos daar hoog tussen die blare. Kan ek julle sondes wegvat? Miskien as jy in die kerk sit, genoeg keer, jy sit in die kerk. Soos 'n regte Christen. Kan die kerk jou sondes wegvat? Nee, ons kan vir julle vertel van iemand wat jou sondes kan wegvat, maar ons kan nie jou sondes wegvat nie. Ongelukkig nie. Hey papas, jy kan nie voor my uitpreek nie. Volgende sendeling. Ja, my liefie kind. En nou gaan baie, weet julle wat baie mense doen? Julle dink julle snaaks, né? Baie mense gaan na leeu toe. Weet julle wat's leeu? Die Bybel sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verskeer. Weet julle wat baie mense doen? Hoekom dink julle daai oom wat so elke Vrydag aan sit en dop drink? Hoekom drink hy dit? Hoekom dink jy hy geniet dit om die volgende oggend wakker te word met 'n einde op sy kop? Hy sê Saterdagoggend, ek sal dit nooit weer doen in my lewe nie, nooit weer nie. Volgende Vrydag, waar sit hy? Kok. Hoekom? Ja, jy doen sondes, maar ek dink dit kan hom wegvat, né? Al die sonde. Dink jy hoe simpel is dit, né? Jy doen sonde om sonde weg te vat. Weet julle hoeveel baie mense hulle gebruik dwelms? Hulle miskien sal die sigaret my help. Dit is soos om na die leeu toe te gaan vir hulp. Wat gaan die leeu doen aan jou? Jou verskeer, ja. En sonde doen verskriklike goed aan mense. Ek wil vir julle sê, sonde verskeer mense. Ek wens ek het tyd gehad om illustrasies te vertel. Sonde is verskriklik. Maar daar's een persoon wat julle kan help. Die Here Jesus. En hy het hierdie sonde op hom geneem. En Tannie Red gaan vir ons 'n illustrasie vertel en die toepassing doen. Nou, baie dankie my baby chocolates. Ek is nie so goed met hierdie mic goeders nie. My bes probeer. Is dit reg so? Het julle die storie geniet? Het julle iets geleer uit die storie? Of was dit net snaaks? Baie bly. Nou ek wil net om af te sluit, gaan ons 'n vinnige illustrasie doen en ek gaan vir julle ook 'n versie uit die Bybel uitlees wat hierdie vir my baie mooi opsom. Dis in Hebreërs. Wie van julle het 'n Bybel hierso? Wil een van julle dit vir my lees? Jy kan, jongman, Hebreërs, kan jy gou vir ons Hebreërs kry? Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs, op my Bybel is dit bladsy 1490, maar ek dink nie ons Bybels is noodwendig dieselfde nie. Hebreërs 12, ek sien hier voor is ook 'n paar Bybels, Hebreërs 12. Sê as ek jou moet help, of weet jy hom? Hebreërs 12 vers 1 en 2, wil jy vir ons opstaan en lees jy lekker hard?
tuins. Dis, okay, ja. Dis reg tot daar. Baie mooi, dankie. Het julle mooi gehoor wat lees hy? Ek gaan dit net hier in my Bybel, is die ou vertaling. Hy sê, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las af lê. Die sonde, dan sê die Bybel vir ons, wat is hierdie las? Julle het nou vir hom vis ook gesê, wat is die las wat donkie gedraai het? Sonde, baie mooi. Laat ons en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop. Wie van julle doen atletiek? Daar's 'n atleet, nog iemand wat atletiek doen? As jy atletiek doen, soek jy nou 'n swaar ding op jou rug. Ek gaan nou vir julle wys wat gebeur. Dan sê hy die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof wat vir die vreugde wat hom voorgehou het, en hierdie was vir my so kosbaar, die kruis verdra het. Jy geweet Jesus het 'n las gedra? Wat se las het Jesus gedra? Het Jesus sonde gedoen? Nee, hy was 100% onskuldig, sonder sonde. Maar hy het 'n las. Wat was daai las? Kom ons kyk gou hierso. Nee, wat se las het Jesus gedra? Fisiese las. Wat se fisiese las het Jesus gedra? Die kruis, baie mooi. Hy het fisies, en dis wat ons volgende naweek is, Paasnaweek, né? Of nee, nog 2 naweke. Gaan ons herdenk dat Jesus bereid was om 'n swaar, dink julle dit was vir Jesus lekker en maklik om die kruis te dra? Nee, maar hoekom het hy dit gedoen dan? Vir ons sonde te sterf, mooi Armin, hy het die kruis gedra om die prys te betaal van jou las. Is dit nie cool nie? En nou, weet julle wat se hartseer ding? En nou wil ek gou vir julle hierso ietsie wys. Nou ek hoop ook nie iemand gaan nou kwaad wees vir my nie, maar ek gaan nou vir 2 van julle vra om gou vir my te kom hardloop. Wag, ek sal nou kies. Sal jy kom jongman en sommer jy. Is julle boetie en sussie? Nee. OK. Nou ek wil hê julle moet hierso op hierdie trappie gou kom staan. Langs mekaar en kyk julle soontoe. En dan gaan julle nou vir my reusies hardloop tot daar by die deur. Is dit reg? Dan kyk ons wie wen. OK, hande uit die sakke, is julle reg? OK, ek gaan sê merke gereed en dan hardloop julle net tot daar by die maatjie, tot by die deur. Is julle reg? Merke gereed, gaan. Wen hy. OK, kom terug. Nou het ek 'n baie spesiale persent vir die wenner. Jy moet gou vir my die rugsak aantrek. OK, nou gaan ons weer probeer. OK, is jy reg? Staan gou hierso. Jy moet nou hardloop hoor. OK, haal uit jou hande daar. Jy moet vinnig hardloop. Is jy reg? 1 2 3 go. Wat het nou gebeur? Is die tas se straps te klein? Ek dink daar's 'n ander probleem. Sê gou vir hom wat's fout met die tas. Wat's fout met die tas? Hy is bitterlik swaar. Okay, julle kan maar gaan sit. Nou, wat dink julle is in daai tas? Armin het my vanoggend, my seentjie het my vanoggend gehelp. O, jette, ek kan nie eers meer onthou waar is die ding. Shh, jy kan nie vir hulle sê nie. Nou, my seentjie het my gehelp vanoggend. Toe het ons gou 'n spesiale sakkie gepak vir julle. O, kom ons kyk wat's hier binne. Wat dink julle is hier binne? Ek gaan hom nou eers daar bære. Kyk hier so mooi, wat het ek vir julle hier ingepak? Nou verstaan jy hoekom kon jy nie so lekker hardloop nie, né? Hier is 2 massiewe bakstene hier binne, né? Nou weet julle wat dink ons, die hartseer ding is baie keer, en ek dink ons as groot mense ook, ons wil vir Jesus volg, maar dan deur die lewe begin ons laste, ons begin sonde aanneem, en weet julle wat? Dit begin soms met 'n ou klein sondetjie, of wat ons dink is 'n klein ou sondetjie. Ag, dis net so bietjie haat. Ek gaan nie my boetie vergewe nie. Dan laai ek hom hier in my tas. Dis mos net haat. Niemand sal weet nie, die dominee weet nie ek haat iemand nie. So bietjie, so nou en dan 'n ou doppie drink.
Niemand weet dit nie, ek doen dit as niemand kyk nie, né? En ek laai hom in my tas. En wat gebeur voor jy jou oë uitvee? Né? Dan loop ons, probeer ons vir Jesus volg. Kan ek vir Jesus volg met hierdie laste? Nee, kon jy hardloop met hierdie op jou rug? Nee, en dit is wat hierdie vers vir ons sê. Ons kan nie vir Jesus die wedloop loop en vir Jesus volg as ons sonde en laste. En soos wat ek vir julle sê, partykeer dink ons sonde is net as jy iemand doodgemaak het. Nee, die Bybel sê in God se oë is daar's nie groot of klein sondes nie. Maar sonde skei ons van God. En Jesus het die las gedra om ons vry te maak van hierdie las van sonde. En ek wil hê ons moet elkeen wat ver oggend hier sit, dalk dra jy al vir jare 'n las wat niemand van weet nie. Dalk 'n geheime las. Soos ek gesê, dalk bitterheid, dalk onvergewingsgesindheid. En jy dink, ag niemand weet dit, maar jy weet, dit maak dat jy nie hierdie wedloop voluit kan hardloop nie. Soos wat jy probeer, jy sit alles in, jy probeer so hard as wat jy kan, probeer jy vir Jesus volg, maar jy kan net nie bybly nie. Wat se las is daar wat u vandag vir Jesus wil bring? En vir julle jong maatjies wil ek vra, het jy al jou las van sonde na Jesus toe gebring? Want het ons almal sonde? Ja, die Bybel sê ons is in sonde ontvang en gebore, want almal het gesondig. En dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, sê 1 Johannes 1, om ons van ons sonde te vergewe. En ek wil hê as julle dit wil doen, kan julle na die tyd agterbly, julle kan met iemand praat, een van die kerkraad, met my of oom Vis, en ons sal graag saam met julle wil bid, as julle vandag sê, ek wil nie meer hierdie las van sonde verder dra nie. Maak dit sin? Kyk, ek dink ons gaan afsluit met 'n liedjie. Die kollekte nie vriende, kan nog vat, hè? Waar is die kerkraad? Kan ek dan na die slot die seën uitspreek? Is dit reg?
So nog enigiets anders van julle kant af, Boeta? Sit reg. Okay. Goed. So ek wil hê julle moet onthou, as daar enige iets is wat jy kan, wat nog laste wat jy ronddra, meneer, mevrou, vir u ook asseblief, gesinsdiens is altyd so, dat dit van toepassing is op hulle wat grys en jonk en middeljarig is, asseblief, hier is ons manne met wit dasse, my vrou kyk, okay, grap sommer vriende, daar is manne met wit dasse, ek en my vrou is hier so, asseblief bly 'n oomblik agter, en ons sal so graag saam met jou wil bid, sit reg. Moenie uitstel nie, het julle geweet die duiwel, die Bybel vertel ons dat die duiwel steel soos 'n roofvoël, steel hy die saadjies af van die lande van ons harte af. So as jy by die deur uitstap, het ek lankal vergeet. Jesus sê in Jeremia, né? Of Jesaja 1 vers 18, ek raak altyd te mekaar. Kom nou, dat ons die saak uitmaak, sê die Here. Moenie uitstel nie. Moenie wag tot môre nie. Kom nou. En Jesus sal met jou ontmoet. Kom kniel by die kruis en Jesus sal jou ontmoet. En elke las kan ons vir Jesus gee en aflê. Weet jy dit nou kom doen nie? Daai las meneer wat jy vir jou vrou wegsteek, as ek dit mag so vrymoediglik sê. Mevrou, daai ding wat die gesin nog nooit van geweet het nie. Ek ken iemand wat vir jare in die kerk sit. Die man was 'n kerkraadslid. En die vrou het van hulle kinders se klein seentjie het hulle leuns vir kinders vertel. En die goed het jare later uitgekom. Sit nou nog by oom en tannie by ouer huis. En die tannie sê, hierdie goeters, hy deel met my dinge wat verskriklik is hulle familie. Sy sê, hierdie goeters vat ek graf toe. Ek sê, tannie lewe nog. Wil dit tannie nou regmaak met tannie se kinders nie? Wil tannie nou by die kruis kom kniel regmaak nie? Sy sê, ek vat dit graf toe. Hoe hartseer. Daar's nou kans om met die Here te ontmoet. Kom lê dit af. Ons gaan afsluit met die slotlied, Halleluja 433, dan gaan ons die seën, ek is nie die leraar nie, so ons gaan die seën toebid vir u, vir die week, en dan as daar enigiemand is, bly net 'n oombliekie agter, en ons sal graag saam met u wil bid. Baie dankie. Ek wil net ook hartlik uitnooi vanmiddag 4:00, is daar by Boksburg gemeente vir die ring. Is daar 'n sangdiens vir die wat nog nie weet nie. U is baie welkom om te kom by Boksburg EG Kerk vir die sangdiens vir ons ring. Baie dankie. Ontvang die seën van die Here, liewe gemeente. Springs gemeente, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly die week, terwyl u elke las by die kruis aflê. Gaan in vrede. Amen. Baie dankie.